Baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie boodskap. Ek lewer vandag 'n boodskap wat ek dalk al 30 of 40 keer in my bediening oor gepreek het, maar uit verskillende tekste. So ek hoop dat ons vandag dit weer nuut kan hoor uit 'n nuwe teks, al is dit 'n ou boodskap. Kom ek begin. Ek dink die laaste 10 jaar het eensaamheid en die effek daarvan die hoogtes ingestyg. Ten spyte van die feit dat ons al hierdie verskillende maniere het om koneksies te maak. So, ons het Facebook, ons het Instagram, ons het e-pos, ons het WhatsApp, ons het video call, en dan baie keer as ek so 'n lysie maak, dan besef ek, daar is soveel baie ander apps wat ek nie eers van weet nie. Maar al hierdie maniere is maniere hoe ons met mekaar kan koneksies maak. Maar hierdie koneksies skep eintlik vir my bietjie van 'n illusie van ek het geselskap, maar daar's nie regtig noodwendig intimiteit nie. Die digitale era laat ons eintlik ten spyte van al hierdie maniere leer ons meer eensaam en alleen voel as wat dit veronderstel is om ons eintlik te vul in ons wêreld met meer koneksies. So ons het al hierdie netwerke van mense, maar so ons is ergens aan iemand vas, maar daar is nie noodwendig diepte in nie. Ons sal eerder WhatsApp as wat ons sal praat oor die telefoon. So gemeenskap, om 'n kring mense te hê om jou, was waarskynlik nog nooit so belangrik soos nou nie. Nou wil ek graag uit Romeine 16 uitpreek. Romeine 16 is die laaste hoofstuk van die Romeine brief, wat Paulus aan die gemeente in Rome geskryf het. Nou, as julle die hoofstuk sou lees, en ek gaan dit nie voorlees nie, ek sal nou sê hoe ek dit op hierdie manier met ons wil behandel, is dit eintlik 'n baie vervelige boek om te lees, want die opskrif sê persoonlike groet. So die hele hoofstuk is eintlik net 'n lys van name wat Paulus noem en sê dankie vir die een en dankie vir daai een, en kyk gesaam met my na al hierdie name. Hy groet vir. Verskoon nou ook as ek nou die woorde nou nie reg uitsê nie. Phoebe, Priscilla, Aquila, Epenetus, Maria, Andronicus, Junias, Ampliatus, Urbanus, Stachys, Apelles, Aristobulus, Herodion, Narcissus, Tryphena, Tryphosa, Persis, Rufus se ma, Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Julias, Nereus se suster, Olympus. Dan sê hy hier 'n klomp mense ook by my. Timotheus, Lucius, Jason, Sosipater, Tertius, Gaius, Erastus, Quartus. OK. So, baie keer as hy van hierdie name noem, dan sê hy, en die broers daar by julle. So dit is eintlik vir ons moeilik om presies te weet hoeveel mense hy groet, maar die name wat ek nou genoem het, is 37 name, wat hy in een hoofstuk noem, wat hy in een hoofstuk groet. Nou hierdie is nou nogal na my mening 'n groot groepering mense. Sou Paulus byvoorbeeld 'n partytjie hou vir sy verjaarsdag en hy nooi hierdie mense net met hulle gades, kinders is nie genooi nie, sou hy 'n klein saaltjie nodig gehad het om almal te huisves en gasvry mee te wees. Dit is 'n groot kring, groot groep mense wat hy hier noem. Hierdie hele hoofstuk praat teen individualisme. Hy sê, nou, baie van hierdie persone, wat het hierdie mense vir hom gedoen? So hy sê, dankie vir julle ondersteuning, julle het my beskerm, van hulle was saam met hom in die gevangenis, 'n goeie vriend, medewerker, mense het hom onthaal en ontvang, medegelowiges, party het hom geïnspireer, ander het hom versorg. So, hierdie mense het almal vir hom iets beteken. Nou, Paulus het die roeping op sy lewe gekry om die evangelie aan die heidene te verkondig. Hy was 'n kerkplanter, maar hy sou, na my mening, nie 'n fraksie van die invloed gehad het wat hy gehad het, as dit nie ook vir al hierdie ander mense was nie.
Nou vir ons lyk dit net na 'n lys van name. Ons ken nie hierdie mense persoonlik nie. Maar dit was die mense wat hom gehelp het, die mense wat hy liefgehad het en die mense wat hom liefgehad het. Nou wil ek vandag vir jou vra, wat is jou lysie? As jy nou aan die einde van jou lewe moet kom, dis nie, Paulus was nie aan die einde van sy lewe nie, hy het net die boek afgesluit, maar as jy nou sou moes, en jy moes 'n lysie van name geskryf het, dankie vir die een en dankie vir daai een, en hoe sou jou lysie gelyk het? Nou die Romeine boek is 'n boek met diep teologiese inhoud oor geloof en werke. En hoeveel geloof en hoeveel werke en moet ons wat van die en wat van daai? Maar hy eindig hierdie boek met verhoudings. Hy sê, jy kan al die kennis in die wêreld hê, maar as dit nie binne verhoudings leef nie, dan baat dit jou niks. Nou, kyk gou saam met my na 'n paar ander plekke in die Bybel waar hierdie selfde tipe idee na vore kom. So die Ou Testament, ek wil julle vat na Nehemia toe. Nou nog 'n baie vervelige hoofstuk in die Bybel om te lees is byvoorbeeld Nehemia 3. Nou wat hier gebeur is, die volk is terug Jerusalem toe na ballingskap en hulle is besig om die muur van die stad weer op te bou. Nou is Nehemia 3 die strategiese opstelling van hoe hulle toe nou hierdie ding nou opgebou het. So hulle sê, ek is Marike en ek het voor my gebou. Langs my het daai een gebou, langsom het daai een gebou, langsom het daai een gebou. En dit is basies waaruit die boek uit bestaan. 32 verse en 22 keer kom die woorde langsom, langsom, langsom. So eintlik wat hulle probeer sê is, hier is 'n groot enorme taak wat afgehandel is, maar dit was 'n spanpoging. So, jy het jou buurman nodig gehad. Hy het voor hom gebou, ek het voor my gebou, maar hy het my gehelp en ek het hom gehelp en as sy hulpbronne oprok, het ek hom gehelp en dit was nie jy op jou hoop en ek op myne nie, dit was 'n saampoging. So, ek het gebou en langs my het Piet gebou en langs hom het Gert gebou en langs hom het Diedrik gebou en langs Diedrik was Jan en toe was dit Leon en so aan en so voorts. Hierdie mense het mekaar geken. Hierdie mense het mekaar nodig gehad. Hierdie mense het saamgewerk na een doel toe. Een ou sou hierdie ding nie kon doen nie, maar saam het hulle hierdie enorme taak in rekordtyd opgestel. Nog 'n voorbeeld. Jesus in die Nuwe Testament, die historiese Jesus, het 12 mense gekies. Disciples. Ons ken hulle nou as die disciples. Hierdie mense het uiteenlopende persoonlikhede gehad, uiteenlopende agtergronde, maar hierdie 12 het Jesus gekies om 'n pad mee te stap. Jesus het baie ander mense geken, hy het voor skare mense gepreek, hy het mense gesond gemaak, oral waar Jesus gekom het, het hy hom teen mense vasgeloop. Maar daar was 12, en met hierdie 12 het Jesus, het saam geëet, hulle het saam geslaap, hulle het saam gehuil, hulle het saam gelag, hulle het by hom geleer, hulle het Jesus ondersteun. Jesus Christus, die Seun van God, Seun van mens, het 12 mense in sy kring gehad. Nog 'n metafoor in die Nuwe Testament, sê Jesus, die kerk is soos 'n liggaam. Nou, 'n liggaam is seker een van die mees interafhanklike sisteme wat in hierdie skepping bestaan. So ek het byvoorbeeld nou gaan vra vir Google, wat gebeur as jou niere nie lekker werk nie? Een orgaan, nee. Vog bou op, dan kry jou hart en jou longe seer. Gifstowwe bou op, dan kry jou brein swaar, jou spiere pyn en jou blaas moet harder werk. Die niere skei 'n hormoon af wat rooi bloedselle vervaardig. As dit nie gebeur nie, het jy bloedarmoede. Vitamine D word nie goed genoeg opgeneem nie en jou bene word bros. Weens die mineraalwanbalans juk jou vel. Ja, al die organe het op een of ander manier 'n ripple effek as die niere, as een ding nie werk soos wat hy moet werk nie. As hierdie metafoor dan nou waar is. En dis nou soos ons, né? Ons is nou 'n liggaam, ons is aangewese op mekaar. Ek is die niere. As ek nie werk nie, dan werk baie ander sisteme nie. So, dan mag ons nie goed glo soos, nee, maar jou lewe maak nie 'n verskil nie. Die bietjie pogings wat jy aanwend om uit te reik na ander, dit het geen effek nie. Sonder jou betrokkenheid by ander,
neem die kwaliteit van lewe van ander mense af. Dit is net so, as die metafoor werk, en hy doen. Want Christelike spiritualiteit, Christelike lewe, word opgemaak uit twee goed, God en ander mense. As Jesus die wet opsom, dan sê hy, daar's twee goed. Jy moet God lief hê en jy moet ander mense lief hê. Om 'n kind van die Here te wees, is om integraal deel te wees van ander mense se lewens. Nou, in hierdie hoofstuk 16 van Romeine, is daar 27 verse, en 37 name. So eintlik word die hele hoofstuk is eintlik maar net die lys van 'n klomp name van mense wat hy wil bedank. Maar dan is daar ook twee goed wat hy doen. Vers 17 tot vers 19 gee hy 'n waarskuwing en vers 20 gee hy 'n seëning. Nou, so binne in hierdie verhoudings gebeur daar dan nou iets. So kom ons kyk na die waarskuwing. Hy sê, pas op vir valse profete, mense wat oneenheid tussen julle saai, bly van hulle af weg. So hy gee hulle raad. Geliefde is om in verhouding te wees, is soos om in 'n spieël te kyk. Ander mense sien jou duideliker as wat jy jouself sien. Ons het so baie blinde kolle as mense. En 'n blinde kol is juist dit, jy's blind vir jou eie blinde kolle. Jy kan dit nie sien nie. Nou eendag het 'n werkskollega na my toe gekom en sy het vir my gesê, ek het jou baie negatief beleef in 'n sekere opset, want jy's haastig. En ons kan nie met jou werk as jy so is nie. En ek wou dit nie hoor nie, en sy was nie verkeerd nie. Ek moes dit hoor. Want as ek dit nie hoor nie, kan ek mos nou nie iets daaraan doen nie. So, ons het mekaar nodig, om die goed in mekaar uit te wys, wat ons nie so duidelik van onsself kan sien, as wanneer ons net op ons eie is nie. En dit vat diep verhoudings. Kyk, jy gaan nie van 'n vreemdeling daai tipe inspraak aanvaar nie. Jy gaan net besluit, man, ek hoef nie na jou te luister nie. Maar as jy in 'n diep verhouding met iemand is, dan laat dit jou so 'n bietjie dink. Want jy weet, hierdie persoon het jou lief en hierdie persoon het al 20 sakke sout saam met jou opgeëet. So, hulle is nie out to get you nie. Hulle is juist daar om jou beter te maak. So dit vat diep verhoudings. Die tweede ding is, hy gee vir hulle 'n seënwens. Hy sê, hierdie God van vrede gaan die Satan onder sy voete verbrysel. Daar lê 'n geestelike oorwinning vir julle voor. So hy seën hulle. In verhoudings word ons ook heel. Word ons ook weer aan mekaar gesit. Ja, in verhoudings kry ons baie seer, ook natuurlik. Maar van daai seer genees ons weer in verhouding. So as jy nou al so seer gekry het, dat jy net sê, ek gaan nooit weer lief hê nie, ek gaan nooit weer van myself gee nie, dan neem jy basiese besluit om te sê, ek wil gebroke bly. Want ja, ons kry seer in verhoudings, maar ons genees ook weer in verhoudings. Daai seëninge, daai bemoedigings, daai uitwys van God se hand in ons lewe. Ons het daai goed nodig om ons op te bou, wanneer ons nie meer krag het om onsself op te bou nie. Geestelike formasie vind altyd in gemeenskap van gelowiges plaas. As jy loop uit gemeenskap van gelowiges uit, vir watse rede ook al jy dit doen, dan kan jy nie meer groei nie. Maar as jy bly, al is dit moeilik, en al stry jy, en al kom jy nie altyd met almal oor die weg nie, maar as jy bly, slegs dan kan jy groei. So ek wil vir julle 'n laaste storie vertel. Ek wil vir julle die storie vertel van Rahab. Kom ek gee 'n bietjie agtergrond. So, die volk is 3 jaar uit Egipte uit. Hulle kom by die beloofde land, by die oewer, en hulle stuur 12 verkenners die beloofde land in. Hulle is 40 dae daar, daai mense kom terug. 10 van die 12 is so negatief en so gegooi deur dit wat hulle daar gesien het. Hulle sê, ons sal dit nooit kan doen nie. 2 van die 12 sê, julle, die Here het mos hierdie ding vir ons beloof. Hulle oortuig die volk, hulle kan dit glad nie doen nie. Die uiteinde van daai besluit is, die Here laat hulle 37 jaar in die woestyn ronddwaal, om hulle te leer om hom te vertrou.
OK, nou staan daai selfe volk weer by dieselfde oewer, na al die tyd in die woestyn. Moses is oorlede, Joshua is die nuwe leier, hierdie keer stuur hulle 2 om te gaan verken. Die 2 mans gaan, hulle bly oor by Rahab. Rahab is 'n gewone vrou. OK, haar beroep, sy was 'n prostituut, dit was haar beroep, maar sy was 'n gewone vrou. Sy steek daai 2 mans weg, sodat hulle kan lewe, weg van die koning af, weg van die soldate af. Sy was nie 'n kind van die volk nie, maar sy het geglo in God. Iets in haar het gesê, hierdie God se planne is groter en beter as my eie. Dit is tot my lewe werd, want sy waag haar eie lewe vir hierdie 2 mans. Hulle gaan terug na Joshua toe, hulle sê ons kan hierdie ding doen. Joshua mobiliseer die hele volk, 2 miljoen. Wat het Rahab gedoen? Rahab het net 2 beïnvloed, 2 versorg, 2 gasvry voorgewees, 2 gehuisves, 2 veilig gehou. Die 2 het die leier beïnvloed en die leier het 2 miljoen gemobiliseer. Rahab het nie nodig gehad om 2 miljoen te mobiliseer nie, sy moes net die 2 wat voor haar was. Ja, lief hê en versorg en getrou wees aan hulle. Paulus, hoe groot dink julle is die rimpeling van Paulus se lewe? Miljoene, hoeveel Christene, oor die eeue, miljoene. Lees vandag nog sy briewe, Paulus se briewe, sy wysheid. Paulus kon niks doen sonder die mense wat hom ondersteun het nie, die mense wat hom lief gehad het nie. Jy het nie nodig om die miljoene dalk te beïnvloed nie, jy moet dalk net die een wat voor jou is versorg. Jy weet nie wat daai een gaan doen en wat God deur daai een gaan doen nie, maar jou getrouheid is die een wat jou hand vind om te doen. En julle, die goed wat Romeine 16 vir ons noem, wat daai mense vir Paulus beteken het, was praktiese goed. Dit was goed soos, julle het my kos gegee, julle het vir my 'n bed gegee om in te slaap, julle het met my gepraat oor geloofsake, met ander woorde, julle het saam met my koffie gedrink en gekuier, julle was saam met my, dis praktiese maniere hoe hulle betrokke geraak het by Paulus. Jy het nie baie talente en gawes nodig om die nood van ander raak te sien en by dit betrokke te raak nie. Jy het regtig nie nodig om talentvol te wees om dit te doen nie. En dit is wat Romeine 16 ons leer. Dit is wat Rahab se verhaal, Nehemia se verhaal, Jesus se verhaal, metafore in die Bybel so baie vir ons sê is. Wees getrou aan die mense in jou kring. Vir Rahab was dit 2. Wie's jou kring? Wie's jou village? Wie's jou mense? Wie's die mense? Wie's jou bure en hulle bure en die mense met wie jy in aanraking kom? So met wie werk jy? So met wie gaan jy skool? So met wie sit jy in dieselfde banke? Daai mense. Hê hulle lief, spreek in hulle lewens in. As hulle nood het, moenie te bang wees nie, raak betrokke. Moenie verby hardloop nie, stop, kyk, doen iets prakties. En die rimpeling van daai verhoudings, mag die Here dit in jou lewe laat uitkring. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat om 'n mens te wees, maar om 'n kind van U te wees, impliseer dat ons ook in verhouding is. Liewe Here, verhoudings is nie altyd maklik nie, inteendeel, dit wys soms meer moeilik te wees as vreugdevol te wees. Maar liewe Here, ons het net mekaar, ons het net nou, en dit is waartoe U ons roep. Ons roepings is nie altyd groot, glamorous. Ons roeping is baie keer raak net betrokke by jou buurman. Raak net betrokke by die mense in jou lewe nou. En dankie dat U dan so getrou is om daai betrokkenheid verder te laat uitkring in hulle lewens, maar ook in ons lewens. Amen. Mag jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met alles in jou, en mag jy jou naaste lief hê soos jouself. Amen. Laat die vrede deur my vloei, waar
Laat ek daardie liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in die Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en om eerder te gee as te verwag. Laat die vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat die vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien.